Dankie Hemelse Vader vir die wonderlike voorreg om ook vanoggend weer in U teenwoordigheid te mag wees. Dankie vir die voorreg dat ons weet, en ons het dit ook gesing, Here, dat ons na U beeld geskep is, dat ons U verteenwoordigers hier op aarde is. As man en vrou verteenwoordig ons U. As man en vrou is ons na U beeld geskep. Dankie dat ons nou ook kan stil raak, Here, by U Vaderhart. En dat ons by U voete kan kom sit om by U te kom leer. U die een wat die raadsman is, die heilige een is, die vredevors is. Maar ook die almagtige God, die skepper God wat alles gemaak het hier op aarde. En U het ook gekies om ons te maak as man en vrou, nie gekies om dat party vrouens die voorreg gaan hê om hulle eie kinders te hê, nie gekies dat sommige vrouens in ander kinders se lewens 'n impak en 'n verskil gaan. Maar ook hulle as vrou is na U beeld geskaap. Met bepaalde unieke eienskappe, soos U dit bedoel het. En dankie dat ons ook vandag ons moeders kan eer, ons ma's kan eer, vir wie en wat hulle in U, Jesus Christus is. Here, seën ook ons saam wees vanoggend hier, en gee dat ons sal hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Ek het dit goed gedink, en op 'n stadium gedink, ek het dalk nou te veel afgebyt, om vanoggend so 'n bietjie daai uit Genesis 29 en 30 vanuit die lewe van Lea en Rachel bietjie te gesels, om te kyk en te sê, maar wat is die goed, wat is die beginsels wat ons uit hulle lewensverhaal, wat aan die een kant eintlik 'n hartseer lewensverhaal is, kan kom leer. Wat kan ons leer daaruit? Natuurlik lyk hulle agtergrond waarin hulle groot geword het heeltemal anderster as ons konteks, ons agtergrond. Maar ek dink daar's 'n hele paar beginsels wat ons vanoggend uit hierdie teks kan vat. En saam met ons vat, en besonder dan vir die vrouens wat vanoggend hier is, maar die beginsels geld nie net vir hulle nie, maar ook vir elkeen van ons. Ek gaan nie al twee die hele hoofstukke lees nie. Ek wil julle uitnooi en vra later vandag of in die week as jy kans het, gaan lees self al twee daai hoofstukke in totaliteit. Ek gaan op 'n paar plekke vir ons net enkele verse dan ook uitlig. So ek gaan vir ons eers daar lees Genesis 29, daarvan vers 16 af. Laban het 2 dogters gehad, die oudste was Lea en die jongste Rachel. Lea het sagte oë gehad, party vertalings sê dowwe oë, maar Rachel was mooi gebou. Sy was beeldskoon. Jakob het haar lief gehad en hy het vir Laban gesê, ek sal 7 jaar vir u werk vir u jongste dogter. En dan dink ek, weet ons almal wat dan gebeur, dan op die einde van die dag, dan bedrieg Laban vir Jakob, en dan gee hy Lea in die eerste plek vir hom as vrou, en dan verstaan ons baie keer hierdie teks verkeerd, ons lees baie keer dit nie mooi raak nie, as ons mooi lees, dan binne 'n week gee hy Rachel ook as vrou vir Jakob. Hy het nie nog 7 jaar vir Rachel gewag nie, binne 'n week is Rachel vir hom gegee, maar toe moes hy dan nog 'n ekstra 7 jaar dan vir Rachel werk. So Jakob het met Lea getrou, en 'n week later is hy dan met Rachel getroud. En dan lees ons daar van vers 30 af verder. Jakob het ook met Rachel gemeenskap gehad, hy het vir Rachel baie liewer gehad as vir Lea, en nog 7 jaar by Laban gewerk. Toe die Here sien dat Jakob nie vir Lea lief het nie, het die Here vir haar kinders gegee, terwyl Rachel kinderloos gebly het. Lea het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring en hom Reuben genoem, want hy het sy gesê, die Here het my smart raak gesien, nou sal my man my lief hê. Lea het weer swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring, en sy het gesê, die Here het gehoor dat ek nie liefde ontvang nie. Daarom het
hy my hierdie seun gegee, sy het hom Simeon genoem. Sy het weer swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring. Toe sê sy, na hierdie keer sal my man aan my gebind wees, want ek het nou al 3 seuns vir hom in die wêreld gebring. Daarom het sy die seun Levi genoem. Sy het nog 'n keer swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring. Sy het gesê, hierdie keer prys ek die Here. Daarom het sy die seun Juda genoem. Daarna het sy vereers nie weer kinders gehad nie. Toe Rachel merk dat sy nie vir Jakob kinders in die wêreld gebring het nie, het sy jaloers geword op haar suster. Rachel het vir Jakob gesê, gee vir my seuns, anders sterf ek. Jakob het hom vererg vir Rachel en vir haar gevra, kan ek God se werk oorneem? Dit is hy wat sorg dat jy nie swanger word nie. En dan vers 22 tot 24, God het op Rachel ag geslaan en haar gebed verhoor. Hy het haar nie langer kinderloos gelaat nie, sy het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring. En toe sê sy, God het my skande weggeneem, toe noem sy die seun Josef, want het sy gesê, die Here sal my nog 'n seun gee. Ek gaan net vanoggend vir ons daai gedeeltes lees vanuit hierdie verhaal, natuurlik tussenin, voor hierdie laaste stukkie, dan raak hierdie 2 vrouens erg in kompetisie met mekaar, en dan gee hulle naam hulle slavinne vir Jakob ook as vrouens, en dan is daar ook kinders wat by die slavinne vir hulle gebore word, dan by Jakob. Maar ek lees vanoggend vir ons tot sover. Elkeen van ons wat hierso sit, het 'n ma of 'n moeder in ons lewens, of een gehad, indien jou ma al oorlede is. En as ons 'n bietjie daaroor dink, het elkeen van ons se ma of moeder het op een of ander manier 'n verskil in ons lewens gemaak. Soms was dit dalk nie jou biologiese ma nie, miskien was dit iemand anders wat vir jou 'n ma-figuur was, maar elkeen van hulle het op een of ander manier 'n impak in jou lewe gemaak. En ek dink ons vergeet baie keer die opofferings wat ma's maak, die opofferings wat hulle maak ter wille van hulle kinders. As mens self die voorreg het om 'n ma te kan wees, dan verstaan nou baie beter die opofferings wat gemaak word. Die goed waardeur ma's gaan, die wakker lê, die ma's wat in hulle kinders se vreugdes deel, maar ook al die bekommernisse wat hulle dan ook het oor hulle ma's. Ek lees 'n mooi vergelyking raak, dat iemand eendag skryf en sê, dat hy dink aan sy ma soos sout. As hy aan sy ma dink, dan dink hy aan sout. Want hy sê, sout is nie iets waaroor jy die hele tyd aan dink nie. Jy dink eers aan sout wanneer jy iets eet wat sout kort, en dan besef jy, nee, hier kort iets, hierdie kos is nie lekker nie, dit kort 'n bietjie sout. Nou sê hy dink so oor sy ma, mens vergeet baie keer alles wat 'n ma doen, en eers wanneer sy nie daar is nie, en jy haar nodig het, dan besef jy eintlik die verskil wat sy gemaak het. En wat doen sout? Sout is nie altyd sigbaar nie. Sout word nie altyd raak gesien. Maar sout gee smaak, sout gee geur. In die Bybelse tyd het hulle sout gebruik vir medisinale doeleindes ook nou, om gesond te maak. En so baie keer die rol wat vrouens, wat ma's vervul. Om jy in die agtergrond geur en smaak in die gesin en in die lewe te kan gee. In die familiefliek Spy Kids, in een van die flieks, sê een van die persone die volgende woorde: Spy work, that's easy. Keeping a family together, that's difficult, but worth dying for. En so baie keer is dit die rol wat ma's ook vervul, né? So baie keer is ma's die gom wat 'n gesin en 'n familie bymekaar hou. So baie keer hoor ek as ek roudienste hanteer en met mense praat, dan sê hulle maar, hulle wonder wie gaan nou die familie bymekaar hou, want ouma is nou oorlede en sy was eintlik maar die een wat met almal kontak gehad het en almal so bymekaar gehou het en saamgehou het, né? So baie keer vervul ma's ook daai rol, en so baie ander rolle wat ma's in ons lewens vervul. Dalk is die vraag vanoggend, maar wat is die belangrikste rol wat 'n ma vervul? En ek dink die belangrikste rol wat 'n ma vervul is juis om ook haar kinders van die Here te leer, om haar kinders aan die Here bekend te stel. So die pragtige voorbeeld in die Bybel daarin in 2 Timoteus 3,
van Timoteus, waar Timoteus se ma en sy ouma hom van die Here geleer het, hom vertel het van die Here en hom gehelp het om 'n gelowige te wees. Sy pa het nie regtig 'n rol gespeel nie. Ek het al so 'n rukkie terug daaroor gepreek. Sy pa was 'n Griek gewees, maar sy ma en sy ouma het hierdie belangrike rol in sy lewe gespeel. En ek dink dit is belangrik dat ons vanoggend vir mekaar sê, en ek dink ons vergeet dit, dat elke mens in die Bybel is na God se beeld geskaap. Ons lees daarvan in Genesis 1 vers 27, wanneer daar staan, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Nie net mans is na God se beeld geskape nie, maar ook vrouens. En as die Bybel praat van ons is na God se beeld geskape, dan bedoel hy nie fisies hoe ons fisies lyk nie. Dit gaan oor die waardes, die normes, die eienskappe wat hy vir ons gee. En net soos ons as mans na God se beeld geskape is, so is vrouens ook na God se beeld geskape en het God gekies om unieke eienskappe aan vrouens te gee, anderster as wat hy aan mans gee. Maar daai unieke eienskappe is nog steeds ook deel van God se eienskappe. Want beide man en vrou is na God se beeld geskape. Nie net mans nie, en ek dink ons vergeet dit soms. Daar's hier en daar plekke in die Bybel waar ons dit duidelik sien waar die Bybel vir ons so 'n bietjie daaraan herinner om te kom sê, maar God het ook moederlike eienskappe. God het ook die eienskappe wat 'n ma het, want 'n ma is ook na God se beeld geskape. Ons lees onder andere daarvan in Jesaja 66 vers 13 wanneer daar staan, soos 'n moeder haar kind laat veilig voel, so laat ek julle veilig voel. So God self verwys soms na die moederlike eienskappe wat hy het. En ek dink soms vergeet ons dit. Ek dink soms onbewuslik, miskien dink ons so half daaraan dat God is die Vader en daarom het hy eintlik net vaderlike eienskappe. Maar nee. God het ook die eienskappe wat 'n moeder het, want 'n ma is ook na sy beeld gemaak. En daarom sien ons reg deur die Bybel die integrale rol wat moeders, ma's en kinders se lewens gespeel het. Waar hulle ook instrumente in God se hand is en waar God hulle gebruik het. Vir party van die ma's was dit moeilik en party ma's was dit dalk voor makliker geweest. Maar ek dink belangrik is in die Bybel ook sien dat die Here nie in die Bybel vra van ma's om perfek te wees. Maar dat die Here vir die ma's vra om in afhanklikheid van hom te leef. En ook sy beeld uit te leef as ma na hulle kinders en na hulle familie. Daar's soveel voorbeelde, ek wil nie baie stil staan nie. Mens kan dink aan Moses, sy ma Jochebed en die rol wat sy vervul het in al haar kinders se lewens en wat sy deurgemaak het en moes beleef het. Met die hele pad wat Moses gestap het. Mens kan dink aan Jesus Christus se ma, wat sy moes beleef en ervaar het. Met die pad wat Jesus gestap het. Ek dink ons vergeet baie keer van Maria. Wat moes in haar hart geleef het, wat moes sy ervaar het, beleef het, met dit alles wat haar seun Jesus dan moes deurmaak, né? So reg deur die Bybel is daar voorbeelde van ma's, maar daar's ook voorbeelde van ma's wat foute gemaak het. Ma's wat nie altyd die regte keuses uitgeoefen het. Maar dan sien ons elke keer weer God se genade wat kom. God wat kom ingryp en 'n verskil maak. En daarom vanoggend wat ek hierdie verhaal wou lees van Lea en Rachel, twee susters. Twee susters wat nie hulle omstandighede gekies het nie. Jakob kom daar aan en daar by die put raak hy dol verlief op Rachel, die jonger sussie. En hy's dol verlief op haar en hy wil met haar trou en vir 7 jaar werk hy vir Laban, sodat hy met Rachel kan trou. En dan kom Laban en dan sy eie behoeftes, sy eie sienswyse vir hom belangriker as sy kinders, sy dogter se geluk. Gebruik hy hulle eintlik maar amper as spionne, om te bereik wat hy wil bereik en dan gee hy Lea as vrou. En dan 'n week later vir Rachel. Lea het nie gekies om in daai omstandighede te wees.
Rachel het ook dit nie gekies nie. Hulle beland in hierdie omstandighede sonder dat dit hulle keuse is. Maar dink jouself vir 'n oomblik in, jy's Lea, nou word jy vir hierdie man gegee en jy weet hy's eintlik smoor verlief op jou suster. En 'n week later trou hy met jou suster ook. En dan besef jy, maar eintlik is hy nie lief vir jou nie. Hy wou jou nie gehaat het nie. En dan sien ons as ons na Lea gaan kyk, dan sien ons sy sit in 'n liefdelose huwelik. Sy voel sy's nie goed genoeg nie. Sy voel sy's nie daar wat die samelewing wil hê sy moet wees. Haar man het haar nie lief nie. Sy's nie so mooi soos haar suster Rachel nie. So sy worstel eintlik met dat sy voel sy's nie goed genoeg nie. En hoe baie keer hoor ek dit nie as ek met vrouens praat nie. Baie keer hoor ek dit nie dat dit baie keer is hoe ma's soms voel. Ma's wat hulle self met ander vergelyk, wat wil probeer opleef teen die samelewing se verwagtinge. En dan sien ons is presies wat Lea toe probeer doen. Sy probeer opleef teen daai samelewing se verwagtinge. Want wat het die samelewing gesê waarin sy geleef het? Dat seuns vreeslik belangrik was vir mans en dat hoe meer seuns jy gekry het, hoe beter was jou status en jou aansien. En dan hoop sy dat as sy meer en meer seuns vir haar man kan gee, dat dit gaan maak dat hy lief raak vir haar. Dat dit gaan maak dat haar eie selfbeeld beter gaan wees. As hy meer seuns kan kry. En ons sien dit in die name van die seuns. As ons die name vat en kyk wat haar seuns se name is, want elke naam beteken, dan sien ons dat sy heeltyd hierdie verwagting het van wanneer sy nou meer seuns het, gaan sy meer aanvaarbaar wees, gaan sy begin liefde ervaar. Wat ons dan eintlik sien, nie regtig gebeur nie. As sy sit met 'n swak selfbeeld, want sy meet haarself aan haar suster, sy meet haarself aan wat die wêreld van daai tyd is. En dan sien ons met Rachel is dit nie veel anders nie. Rachel, hierdie baie mooi vrou, wat sy man dol verlief is op haar, raak jaloers op haar suster omdat sy nie kan kinders hê nie. Sy sit met net so swak selfbeeld as wat Lea mee sit. Terwyl sy mooi is en terwyl haar man haar baie lief het, kyk sy dit mis. Want sy vergelyk haarself weer met haar ouer suster. En haar ouer suster kan seuns hê, maar sy kan nie. En dan kyk sy net daarteen vas, want sy besef dis wat die samelewing sê. Die samelewing sê 'n vrou se waarde in daai tyd, in die Bybelse tyd, die samelewing eintlik gesê 'n vrou se waarde lê daarin in hoeveel seuns sy vir haar man kan gee. En nou voel sy net so waardeloos soos wat Lea voel. Omdat sy haarself met Lea vergelyk. En Lea voel waardeloos want sy vergelyk haarself met Rachel. En beide van hulle vergelyk hulle self met dit wat in die samelewing aangaan. So ons sit hier met die verhaal van twee susters, Lea en Rachel, wat dan op die einde dag in 'n baie ongesonde kompetisie, wedywering met mekaar betrokke raak. So mate dat hulle eintlik dieselfde fout maak as wat hulle pa gemaak het, want wat doen hulle? Hulle gee hulle slavinne vir Jakob as vrouens, sonder dat hy slavinne 'n keuse het, om vir hulle nog kinders in lewe te bring. Want hulle probeer hulle waarde vind binne in die kinders. Hulle probeer 'n beter selfbeeld kry via hulle kinders. Sien beide van hierdie ma's tree dan op die ou dag verkeerd op. En dan sien ons dat omdat hulle kon nie hulle situasie gekies het waarin hulle was nie, maar hulle kon tog wel gekies het hoe hulle optree binne in die situasie. En dan ongelukkig kies hulle om verkeerd op te tree. Hulle gaan soek nie hulle selfwaarde by God nie. Hulle gaan besef nie, maar hulle is na God se beeld geskape en dat hulle waarde lê in dit, juis dat hulle God se verteenwoordigers is. Hulle waarde as ma, as vrou lê nie daarin in of hulle kan opleef teenoor die samelewing se standaarde nie, of vereistes nie. Lê nie daarin hoeveel kinders en hoe oulik hulle kinders is nie. Hulle waarde moes hulle gaan soek het by God. En nou sal hulle gesien het, maar God het hulle elkeen uniek en anders gemaak, met 'n doel en met 'n plan.
En dan weet ons dat later aan gaan hierdie fete voort. Hierdie fete wat daar tussen Rachel en Lea was, leef voort in hulle kinders se lewens. En op die ou dag weet ons dat hulle Josef wou doodmaak, as ons verder die verhaal lees, die ander broers. En op die ou dag dan verkoop hulle hom en dan beland hy in Egipte. Maar dan sien ons, dan kom God met sy groot genade. En hy gebruik al hierdie verkeerde besluite en keuses op die ou dag tot voordeel, kom verander hy dit. En ons het eintlik so mooi, want vanuit Lea se nageslag, Juda, word Jesus Christus gebore. Nie uit Rachel se nageslag. Lea, wat die een is wat ongesien is, wat nie raak gesien is nie, wat gevoel is, niemand sien haar raak nie. Die Here kies haar om deur haar die verlosser eendag te laat gebore word. Maar die Here kies Rachel, sy seun Josef, om die een te wees wat die volk red in die tyd van droogte. So haar nageslag speel net so 'n integrale rol op die einde van die dag, om seker te maak dat die Israeliete bly voortbestaan en dat Jesus uit hulle nageslag gebore kan word. So God kyk anders na mense, hy kyk anders na vrouens as wat die wêreld sê. Ek dink ons moet dit raak sien en besef. Wat leer ons uit hierdie verhaal, dink ek? Wat vertel hierdie verhaal vandag vir ons? Hierdie verhaal kom sê vandag vir ons, liewe ma, liewe vrou, moenie jouself vergelyk met ander ma's nie. Leer uit hierdie verhaal van Lea en Rachel. Moenie jou probeer vergelyk met ander en dink maar hierin is 'n beter ma en eintlik moes ek so gewees het, dan kon ek nie meer so gewees het of so nie. Want jy is na God se beeld geskaap het. God het ons elkeen uniek gemaak, so daarom omarm jou uniekheid en gaan leef jou uniekheid ook as ma uit. Moenie in kompetisie raak met ander ma's nie. Sien en leer uit hulle verhaal uit, moenie laat die kinders ingesleep raak in 'n kompetisie tussen ma's oor wie se kind is die oulikste een en wie se kind kan die beste presteer. Want dit loop op die ou dag net uit op 'n klomp hartseer. Aanvaar jou kind vir wie en wat hy is, met die gawes en die talente wat die Here vir hom gegee het. Moenie hom vergelyk met ander kinders. Jy is ma, moenie probeer opleef teenoor die skeefgetrekte en onrealistiese verwagtinge van die samelewing waarin ons is. Dink hierdie samelewing stel baie keer onverwagte, onrealistiese verwagtinge aan ma's. En daar is soveel boeke en hulpmiddels en hulle is wonderlik, maar ek dink die dilemma kom partykeer met van al hierdie boeke en hulpmiddels is dat hulle dit eintlik moeiliker maak vir ma's en wat nou lees 'n ma al hierdie goed en dan sê jy, maar ek kan nie al hierdie goed doen nie, ek kan nie opleef in al hierdie goed nie. En dan voel jy minderwaardig. Moenie. Want God het jou gemaak uniek. Leef op teenoor God se verwagtinge, nie die wêreld se. Leef soos wat God wil jy moet leef, met die gawes, met die talente wat hy vir jou gegee het. En gaan leef dit uit as ma so goed as wat jy kan. Gaan nou 'n skyfie op die bord kom, Manel, jy kan die volgende een opsit, skus. Ek het sommer net so 4 punte uitgelig. Dink, wat moet 'n ma doen? Leef naby God. Leer kinders van God. Dis belangriker as al hierdie ander goed. Stel 'n goeie voorbeeld so goed jy kan en gee onvoorwaardelike liefde vir jou kinders. En ek dink dis wat die Here van ma's vra en verwag. Die ander goed is ekstra goed wat bygesit. Aan fokus daarop en onthou wat die volgende skyfie gaan sê. So belangrik. Dit wat 'n ma op die hart van haar kind skryf, kan die hand van die wêreld nooit uitvee. Skryf met liefde in jou kind se hart. Dat hy iets van God se liefde in jou kan raak sien. Daarom moenie in kompetisie met ander gaan nie. Moenie onbewuslik of bewuslik in kompetisie wees met jou kinders, met 'n ander vrou se kinders, soos wat Lea en Rachel gedoen.
Leer uit hulle verhaal uit van hoe sleg dit is as jy jou met iemand anders vergelyk. Lea het haarself met Rachel vergelyk en was jaloers op Rachel, en Rachel het haarself met Lea vergelyk en sy was jaloers op Lea. En ek dink dit gebeur so baie in vandag se tyd ook. So moenie jou vergelyk met 'n ander man. Jy is uniek, soos God jou gemaak. Leef jou uniekheid as ma. Leef aan die hand van God se liefde. Leef aan die hand van wat God se verwagtinge van jou is. Moenie toelaat dat die wêreld se verwagtinge jou moedeloos maak en jou laat dink ek is nie goed genoeg. Want vir God is jy goed genoeg. En kom ons as mans en as paas en as kinders onthou dit. Dat ons nie ook onrealistiese verwagtinge aan ons vrouens en aan ons ma's stel. Dat dit wat ons van hulle verwag ook realisties sal wees. Mag die Here gee dat elke ma wat vanoggend hier sit, en of jy nou 'n biologiese ma is of net 'n ma vir ander is, sal vrykom van die onrealistiese verwagtinge van hierdie wêreld. En jy vanoggend weer opnuut sal hoor, maar jy's goed genoeg soos wat jy is. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader dat ons so duidelik uit die skrif kan sien dat U nie net ons as mans na die beeld van U geskaap het nie, maar dat U ook vrouens na U beeld geskaap het. En Here, ons moet kom bely, ons vergeet baie keer dat die eienskappe wat 'n ma het, wat 'n vrou het, is ook U eienskappe. U het dit vir hulle gegee. En dankie Hemelse Vader dat U nie net 'n vader vir ons is nie, maar dat U ook vir ons elkeen die eienskappe het wat 'n ma het. En dankie dat U ons uniek geskaap het as man en vrou, elkeen met ons eie eienskappe, met ons eie sterkpunte. En help dat ons dit sal omarm. Here, dankie vir elke ma-figuur wat vanoggend hier is, en dankie vir elke ma-figuur wat deel was van ons elkeen se lewens, wat 'n impak en 'n verskil gemaak. Maar Here, gee dat die ma's wat vanoggend hier sal sit, nie hulle eie waarde sal koppel en op grond van hoe goed hulle vergelyk met ander ma's. Dat nie hulle waarde daaraan sal koppel aan hoe goed hulle kan opleef teenoor die wêreld se opinies. Dat hulle eerder so sal leef dat hulle U sal probeer behaag ook deur hulle ma. So sal leef dat hulle die unieke talente, gawes, eienskappe wat U vir hulle gegee het, sal uitleef op hulle eie unieke manier as ma. Help dat hulle naby in U sal leef, sodat U hulle kan al hoe meer verander, sodat hulle al hoe meer sal wees soos wat U wil hê hulle moet wees, maar nie soos wat die wêreld wil hê hulle moet wees, maar soos wat U wil hê hulle moet wees. Help elke ma dat hulle sal vrykom van hierdie idee dat hulle moet wees soos wat die wêreld wil hê hulle moet wees. Want in U oë is hulle elkeen goed genoeg. Al laat die wêreld hulle nie so voel. U is vir hulle elkeen lief. Al beleef hulle soms dat dit vir hulle voel of ander hulle nie lief het. Help dat hulle dit sal onthou en daarin sal vashou. Here, kom seën elke ma en moeder wat vanoggend hier is. Amen. Vang dan ook die seën van die Here. Die Here, na wie se beeld ons elkeen geskaap is. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen.